Alright, so kom ons kyk dan nou gauw na 'n reguit lyn soos hierdie. Ek gee hom vir jou, y is gelyk aan, kom ons sê, 'n 3/4 x plus 2. Ek vra vir jou, teken vir my daai reguit lyn grafiek. Wat sal jy nou doen as ek vir jou vra teken vir my die grafiek? Dan gaan ek seker tabel opstel. Yes, jy kan die tabel optrek. Ek bly jy sê dit, want onthou die tabelmetode werk vir alle type grafieke. Okay, so jy kan die tabelmetode altyd gebruik as jy vergeet hoe werk die grafiekse vergelyking. Maar wat ek spesifiek nou vir jou wil wys, om terug te kom na die gradiënt gedagte toe. As ek vir jou nou sê, kom ons teken die as 'n stelsel. Okay? Ja. En dan gaan ons begin by daai y-afsnit. Onthou nou, hierdie tegniek staan bekend as die gradiënt afsnit metode. So ek gaan nou vir Gradiënt wat? Gradiënt afsnit metode. Okay, dis een van die metodes. Want jy het nou gesê, jy kan die tabelmetode gebruik. Ja. Ek gaan nou vir jou leer hoe om die gradiënt afsnit metode te gebruik. Nou hy staan ook partykeer bekend as die gradiënt intercept metode. So is gradiënt afsnit of gradiënt intercept, maar waar dit op neerkom is jy begin by daai waarde op die einde. Jy begin by die y-afsnit. So jy gaan op jou as 'n stelsel en jy gemaak vir jou kolletjie daar by 2. Okay. By 2, hoekom? Want daar's 'n 2. Okay. Dis 'n plus 2, so gaan jy gemaak by plus 2 op jou y-as gemaak jy 'n kolletjie. Maar nou gaan kyk jy na die gradiënt. Nou die gradiënt is mos nou 3/4. Ja. So, en dit is mos die afstand in y gedeel deur die afstand in x. Nee. Ja. So met ander woorde, ons moet op die y-as moet ons nou 3 beweeg. So is 1, 2, 3 af, of ons kon gegaan het 1, 2, 3 op. Stem jy saam? Ja. Maar nou moet jy 4 horisontaal beweeg. So die vraag is nou, gaan jy nou links 4 of regs 4 beweeg? Nou om daai vraag te beantwoord, moet jy kyk na die teken van die gradiënt. Hy is plus. Daar het nie 'n minus gestaan nie, so jy kan aanvaar dis 'n plus. Alright? Okay. Nou 'n positiewe reguitlyn lê altyd so, van links onder na regs bo. 'n negatiewe gradiënt lê altyd so, van links bo tot regs onder. Okay. Nou waarop het neerkom is, omdat ons grafiek positief is, weet ons hy gaan in die positiewe rigting moet lê as ons klaar is, wat beteken as ons nou 3 afgegaan het, gaan ons 1, 2, 3, 4, daai kant toe, of as ons 3 opgegaan het, gaan ons 1, 2, 3, 4, daai kant toe. En die rede daarvoor is, as ons nou daar kolletjies maak, waar ons nou horisontaal gegaan het, en ons verbind dan daai kolletjies met mekaar, dan het ons reguitlyn. En hy lê in die regte. Wat kant jy gaan nie? Nee, dit maak nie saak nie, solank jy net kyk, dit maak nie saak of jy op of af gaan nie. Stel dit so, dit maak nie saak of jy op of af gaan nie. Maar as jy besluit het om op of af te gaan, dan maak dit saak of jy links of regs gaan. Want sê nou maar byvoorbeeld, kom ons kyk na 'n ander grafiek. Y is gelyk aan minus 'n 3/4 x plus 2. Alles presies dieselfde, behalwe die gradiënt is hierdie keer minus. Dan sou ons nog steeds 'n kolletjie gemaak het, daar by 2. Ons sou nog steeds 3 op of 3 afgegaan het, maar as ons byvoorbeeld, kom ons sê ons gaan nou 1, 2, 3 af, dan sou ons nou moes gegaan het 1, 2, 3, 4 na regs. En as ons dit dan nou getrek het, dan was daai nou ons reguitlyn. Verstaan jy die verskil daarso? Ja, ek verstaan. Okay, so dit maak nie saak of jy op of af gaan nie, maar dit gaan wel saak maak dan of jy links of regs gaan, want die grafiek moet in die regte rigting lê. Okay, ek verstaan. Okay, is jy happy daarmee? Ja. Okay. Nou wat nou belangrik is in terme van reguitlyn grafieke, hierdie hele ding van die gradiënt, daai delta y op delta x, kan ons skryf in terme van reguitlyn grafieke soos volg. Ons kan sê y2 minus y1 gedeel deur
x2 minus x1. Nou waarop het neerkom, is ek kan byvoorbeeld nou 'n punt daar, en 'n punt daar, kom ons vat nou maar die negatiewe grafiek. Ek kan vir jou sê, daai punt het mos 'n sekere x en 'n sekere y waarde, stem jy saam? Ja. Ok, nou kom ons sê, dit is op hierdie stadium net x en y. Dit is 'n sekere x en 'n sekere y waarde. Ok, Ekskuus hom? nee, ek sê, kom ons aanvaar nou maar sommer net, dis x en y. Okay, ja. Ons gaan nou nie te veel worry oor wat presies die waardes is nie. Aanvaar nou maar net, dis 'n x en 'n y, en hierdie punt hier regs onder is dan mos ook 'n x en 'n y. Okay. Maar nou om die gradiënt van die lyn te bepaal, net van die reguit lyn, moet ons dan nou daai y2 minus y1 formule gebruik. Okay. So wat ons nou moet doen is een van die twee punte kies. So kies vir jou een, die een linksbo of die een regsonder. Linksbo. Ok, dan sê ons hy is x1 en y1, en daai een is x2 en y2, en daar is nou 4 waardes, 2x'e en 2y'se, en dit gaan jy dan nou gebruik in daai formule om die gradiënt mee te bepaal. Ok. Okay, hoe gaan jy dit doen? Wel, jy gaan ons nou waardes hê. Verstaan, ek bedoel nou, as die vraag vir jou so vra, dat hy vir jou byvoorbeeld nou sê, hoor jy bepaal die vergelyking van die reguit lyn wat deur die volgende 2 punte gaan. Ja, dis die tipe vraag wat jy gaan kry. Hulle gaan vir jou sê, hierdie grafiek gaan deur die volgende 2 punte, en dan gee hulle vir jou weer 2 punte se koördinate. Okay, dan werk jy hom uit met daai formule. Yes, dan vervang jy hom doodeenvoudig in daai formule in, en jy bepaal die gradiënt, en wat jy dan doen, sodra jy dit nou het, as jy gradiënt het, want onthou ons het vroeër gesê, die algemene formule vir 'n reguitlyn grafiek, is y is gelyk aan mx plus c. Onthou jy? Ja. So wat jy nou gedoen het, is met die 2 punte wat jy het jy nou die waarde van m gaan bereken. Jy het nou 'n fisiese getal om daarin te skryf. Okay, ek verstaan. Maar, So, ekskuus, praat maar. nee, sê maar aan. Nee, maar wat ek net wil sê is, jy moet onthou, jy moet ook nou nog 'n waarde vir c kry. Jy het nou waarde vir m gaan bereken met daai formule, maar jy moet ook nog 'n waarde vir c kry. C? Ja, die y-afsnit. As jy nou kyk na daai vergelyking wat ons daar het, as jy sien daar staan, y is gelyk aan 'n getalletjie x plus 'n getalletjie. Nou met daai formule wat jy daar gebruik het jy doodeenvoudig net die waarde van m gekry. Jy het nog nie 'n getalwaarde vir c nie. Okay, verstaan. So hoe gaan ons nou die getalwaarde van c bepaal? So luister nou mooi, ek gaan gou vir jou verduidelik. Jy het mos nou 2 punte waar deur die grafiek gaan. Nee, jy het x1 en y1 en x2 en y2. So jy kies vir jou een van daai 2 en jy vervang daai x van daai punt wat jy gekies het in x in, die getal, en jy vervang die y van die punt wat jy gekies het, die getal in y in, en dan word dit 'n gewone vergelyking waar jy dan nou net kan oplos vir c. Want dan is c mos nou die enigste onbekende in die vergelyking wat oorbly. Okay, maar oom, kan jy hoekom moet jy gaan dit dieselfde uitwerk as jy x1 yes. en y1 kies as wat jy x2 en y2 kies? Dis reg, ja. Ek het presies dieselfde. Ons gaan nou kyk na voorbeelde. Ek wil net die beginsel vir jou verduidelik van hoe die gradiënt en die y-afsnit by mekaar inpas op 'n skets en in 'n vraag en al die tipe goed. Ek wil net jy met die geheelbeeld kry van die vergelyking van 'n reguitlyn grafiek, die verskillende formules wat daarbey betrokke is, en dan hoe lyk dit op 'n stelsel? Hoe teken ek op fisies? Verstaan, dis al wat ek net op hierdie stadium vir jou wil verduidelik. So is jy tevrede daarmee? Ja, ek is. Okay.